Kinderkerkmaats, ag, dit is so lekker om vandag weer saam met julle te kuier by hierdie aanlyn boodskapie. Nou, ek hoop jy hou nog lekker vakansie, want die vakansie is amper verby en ek dink julle het elkeen so 'n lekker vakansie gehad, 'n lekker lang vakansie. So ek is so bly julle is hier. Nou, met die dat skool amper begin, dink ek julle almal sien uit na julle kosblikke. Nou, ek het by myself gedink, wat as ons as kinders ons eie kosblikke kan pak? En nie mamma nie. Wat sal jy in jou kosblik sit? Ek wonder. Kom ons kyk wat het ek vandag in my kosblik ingesit. Mamma het nie my kosblik gepak nie. So ek het lekker chippies. Ek het fizzes. Koekies. 'n lekker sjokolade. Koeldrank. Nog sweets en nog sweets en nog sweets. Julle, dit is so lekker om jou eie lekker kosblik te pak. Maar dink julle mamma sal hierdie kosblik pak? Ek dink nie so nie. Nee, mamma weet hoe om 'n kosblik te pak. Want mamma soek baie lekker dingetjies in hierdie kosblik. Byvoorbeeld, sy sal bietjie vrugte insit. Miskien wortels, miskien 'n appel met 'n broodjie, goeders wat vir jou energie gee, vitamines wat jy kry in jou kos. Want dit is baie belangrik, as ons elke liewe dag net hierdie kosse in ons kosblik het, gaan ons moeg wees en dan gaan ons voel, ons kan nie meer nie, want ons liggaam soek iets met bietjie voedingswaarde, iets wat ons krag gee. Nou, dis nie verkeerd om hierdie te hê nie, en ek is seker, mamma sit vir ons hierdie goed ook in ons kosblikke, maar ons kan nie op dit leef elke dag nie. Dis hoekom 'n mamma 'n kosblik pak, en nie ons kinders nie. Maar net soos wat hierdie ons ordentlike kos nodig het vir ons liggame, het ons ook sekere kosse nodig vir ons harte. Nou, ons harte het daardie spesifieke iets nodig om te kan funksioneer, om te kan werk. Nou, daar kan soveel dinge wees wat ons doen. 'n paar weke terug het ons gehoor van die belangrikste ding, en dit is Jesus. Maar wat ek nodig het vir my hart, is iets wat saam met Jesus kom. Iets wat nie geskei kan word van Jesus nie. En dit is die Bybel. Nou, my hart het nodig om daardie voedsel te kry vir my elke dag se lewe. Nou, baie belangrik is, dit moet vir my so wees soos 'n babietjie wat smag en so lus is vir sy volgende bottel. So, die Bybel sê ook vir ons, in 1 Petrus 2 vers 2, daar staan, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei. Nou sjoe, Tanita, wat beteken hierdie verskriklike lang versie? Al wat Jesus sê, voed jou hart, soos wat jy jou liggaam voed met kos, het jou hart ook voedsel nodig, soos wat jy kerk toe gaan om te luister by die kinderkerk, wat die tannie en oom daar sê, verder by die kerk, wat die dominee sê, so moet jy elke oggend wil opstaan, of elke aand wanneer jy huis toe gaan,
moet jy verlang om te lees van Jesus in die Bybel, om meer van hom te leer. En daar staan die onvervalste melk van die woord. Dit beteken, jy moet so verlang na die woord, wat die waarheid is, wat die regte ding is, want dit leer ons van Jesus. Nou sien, die Bybel is ook belangrik vir ons harte, want soos wat ons net elke keer gemorskosse eet, kan ons liggame ook so word moeg, want om heeltyd hierdie kos te eet, maak 'n mens moeg en vol niks energie nie, en baie keer voel ons harte ook so. Ons voel, kan dit nou maar nie ophou nie, dis nou alweer eksamen, daai maatjie het my weer geboelie, ek voel net nie lekker nie. En miskien voel jy dalk so seer gemaak, miskien is daar probleme by die huis, by die skool met 'n maatjie, en dan voel jy net iemand moet jou 'n drukkie kom gee. Maar al wat jy kan doen, is na die Bybel toe gaan. En jy kan bid en met Jesus praat. Want sien, Jesaja 40 vers 29 sê, hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. So wanneer jy moedeloos is en nie meer weet wat se kant toe nie, moeg vir die eksamen, dan kan jy net Bybel toe gaan. Want hierin lê krag. Hierin praat Jesus met jou. Hierin gee hy vir jou die rigting om te gaan. So miskien moet ons nie meer gemorskos Christene wees nie. Dis om hierdie gemorskosse te eet en jy voel heeltyd so moeg. Net so is dit nie vir ons liggame, vir ons hart goed om net heeltyd TV te kyk nie. Heeltyd video games te speel nie. Heeltyd op YouTube te wees nie. Nee, ons moet ook tyd saam met Jesus spandeer, sodat ons gesonde kinders van Jesus kan wees. Daarom hoop ek in hierdie tyd wat die skool begin vir die 3de kwartaal, dat julle sal smag na kinderkerk om meer te kom leer van Jesus, maar wanneer ons nie by die kerk is nie, dat jy by die huis sal smag, sal wens, jy kan Bybel lees. Dat dit soos kos is waarvoor jy lus is om nou te eet. En dit is om die heeltyd by jou Bybel te wees. Ja, ons hoef nie die heel dag Bybel te lees nie. Maar in die oggende of in die aande, voor jy gaan slaap, om net hier te lees en vir die Here te sê, met hom te praat, deur te bid en sê, Jesus, dis hoe ek voel. Ek's moeg, ek's moedeloos, die eksamen is nou te veel, die aktiwiteite raak vir my. Sal u met my praat, sal u deur u woord vir my nuwe krag gee. En dit is hoe Jesus met jou gaan praat. So saam met die heel belangrikste persoon in jou lewe, het jy ook geestelike kos nodig. En dit kry jy uit die Bybel uit, waar Jesus vir jou sê, hoe om elke dag te lewe en wat om te doen in moeilike situasies. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat ons vandag net kon gaan kyk het na dinge wat ons hart nodig het. Ja, Here, die lewe is baie keer goed, maar baie keer is die lewe ook sleg en maak dit ons moedeloos. Here, en wil ek werklik kom bid vir elke maatjie in hierdie nuwe kwartaal waarin ons gaan. Miskien raak hulle moedeloos. Miskien wil hulle nie terug aan skool toe nie, want ons 'n maatjie wat hulle boelie. Maar Jesus, dat hulle altyd sal wees, iets die belangrikste persoon wat daar is vir hulle, en dat hulle elke dag na die Bybel toe kan gaan en kan bid. En Here Jesus kan vra vir raad, want U praat met ons deur U woord. En dankie dat ons daarin kan krag kry. Gee vir ons krag, elke dag in hierdie nuwe kwartaal. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Dit was nou lekker om by julle te kuier. Nou, ek dink ek gaan nou eers maar vir my 'n lekker broodjie soek. Ek sal die wortels maar vir eers los en dalk bietjie 'n appel of so, laat ek 'n bietjie vitamiene kan inkry. Want ek glo nie hierdie kosse is eintlik vir my baie goed nie. So ek sien julle volgende keer. Mooi bly. Bye bye.